Dis die Rugby Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rugby podcast. Ons ou vriend Simon is terug van sy vakansie af wat hy honderde en honderde kilometer op sy fiets gery het saam met sy vrou. En ek weet regtig nie wat fout is met die ou nie, man. Ja, was dit lekker, Simon? Dit was altyd lekker. Dit sal altyd lekker bly. En dit is altyd 'n ding van is 'n ou storie van uit my hele lewe lank was ek 'n endurance atleet, 'n uithou atleet as jy dit nou Afrikaans wil sê. Comrades gehardloop, geroei, Ironman gedoen, fiets gery, so ja, ek is 'n slagoffer vir pyn, maar ek moet jou sê dit is 'n sekere breed mens wat so is en nie almal is vriende met ons nie. So dis eintlik Wel, ek is vriende met jou, maar as ek net al daai goed wat jy al gedoen het in een asem moet doen, gaan ek uit asem wees. Dit is al klaar erg genoeg vir my. Sorry. Ja, nee. Voor ek nou vergeet, ons is baie naby aan 1000 subscribers, mense, asseblief ons vra julle hulp. Maak seker druk daai knoppie, soos ek sê het, ons mik vir 1000 hier teen einde April. Julle help ons so baie. Ons kort net 80. So kyk jy vir ons kan help om daarby uit te kom. Dit sal nog lekker wees dat ons hierdie lekker Afrikaanse kanaal saam met Megaphone Rugby, ons Engelse kanaal, ek wil hê ons moet die toonaangewende rugby kanaal in Suid-Afrika word en ek dink ons is omtrent daar, wat dink jy, Simon? Ja, verseker. En ek nou die dag eintlik gisterand praat ek met ons kollegas by die Losgemaal en ons praat so 'n bietjie oor die geskiedenis en hoe Radio Rugby aangegaan het, hoe ek en jy verkennende gesprekke gehad, jou idee gewees met Megaphone Sport, ek ingeklim het saam met jou daar in die begin daarvan en kyk waar is hierdie kanaal en dis net lekker om dit te sien. En ek moet jou sê, ons sal op 'n regte geleentheid sal ons daaroor praat. Die streaming media en Afrikaanse streaming media en sport en nuus Afrikaanse streaming media gaan 'n ontploffing hê binne hierdie volgende 6 weke na 'n maand toe, 2-3 maande. Dit kan ek jou verseker en dis hoekom ek so trots is op Megaphone en wat ons hier doen by Rugby Rugby ook. Dis ongelooflik wat gebeur. Maar kom ons praat nou, jy sê, die kanaal is gebou en ek en jy het mekaar by die bulle raak geloop, so raak gestamp seker net maar, en dit is waar ons begin gesels het. So ons is ons stoere blou bulle en ons maak geen geheim af van nie, maar natuurlik ons praat oor alle sporte. Kyk asseblief, ek het lekker hierdie week met Johan Termalen gepraat oor wat die Stormers in die gang is, ek het met Angus Opperman gepraat op Megaphone Rugby in Engels, wat ook by die Stormers in die gang is. Ons probeer ietsie vir almal doen, maar vandag gaan ons oor die bulle gesels. En Jake het nou sy span aangekondig daar op 'n bus in Edinburgh. Dit was nie 'n great uitsending gewees nie. Mense sê wonder hoekom Jake se beeld gevries was op die video, is omdat mees van die tyd kon ek net sy ken sien, want die bus het so geskit, ons kon hom nie mooi sien op die kamera. Maar ten minste kon hy vir ons vertel wat die situasie is. Simon, vertel my, jy was ook saam met daai perskonferensie. Wat het jy gedink van daai span wat Jake aangekondig het? Ja, interessante span. Kom ons hardloop gou deur die span. As ek hier by die heel agter begin, Devin Williams, Jill Peterson, David Kriel, Harold Foster, Serwine Jacobs, Keegan Johannes, Zak Burger, Cameron Hanekom, Janus Kirsten, Marcel Kutsie, Jaye van Heerden en Roan Noorke, Wilco Lou, Akker van der Merwe en Sipiwe Matanzima, met die bankgrobbelaar Jan Hendrik Wessel, Smit, Ludwig van Staden, Papier en Goosen saam met Moody. Interessant. Die kombinasies gaan baie interessant wees. Altyd die interessantheid as 'n ou voorlangs begin en jy begin dadelik sommer praat oor Sipiwe. En die vorige aankondiging toe ons teen Bayonne gespeel het, Bulls teen Bayonne gespeel het Jake dit spesifiek weer 'n melding daarvan gemaak. Dis nodig dat Sipiwe moet speeltyd kry. En net weer vir die mense om verduideliking te gee oor hoekom Sipiwe nou, as jy reg kan onthou, as jy 'n stoere Bulls ondersteuning is, as jy onthou, Sipiwe Matanzima het sy stadium heeltemal van die toneel afgedwaai. Daar is gesê hy is bestuur en hy is nie lekker nie. En dit het uiteindelik met die toestemming natuurlik van Sipiwe self ook, is daar vertel oor sy harttoestand, dat hy 'n ernstige hartkwal het, 'n aangebore hartkwal het, en dat dit die behoorlike aandag gekry het wat dit nodig het, en dat hy onder behandeling is, en dat hy nou, soos Jake sê, speeltyd kan kry. Ek bly om hom te sien, ek hou van hom, toe hy by die Bulls geland het ek van hom gehou, ek dink hy het die regte temperament. Ek dink hy kan 'n paar step-ups maak, ek dink hy kort net daai bietjie selfvertroue en bietjie meer tyd, ook in daai nommer 1 try, loskop is absoluut vir hom.
En dis lekker om hom terug te sien. Wilco, Ruan kaptein hierdie wedstryd. Interessant. En van die lig af net voordat ons begin gesels het ek en jy daaroor gepraat, goed om Ruan terug te sien en Jake wat ook melding gemaak het daarvan en nee, dat vandat Ruan terug is van die Springbokke af het hy 'n nuwe selfvertroue en 'n nuwe manier van praat, sien, doen, sê, dink en speel en dis lekker. JF van Heerden of Jeff soos hulle hom ook noem, ek hou daarvan, lekker oulike ou. By die Castle klubkampioenskap het ek lekker bietjie met hom gesels by die bekendstelling daarvan. Aangename jong man, oukie wat ook nie in die highlights en vreeslike groot agtergrond van skole tyd afgekom het nie, maar wat 'n step up gemaak het en regtig 'n geleentheid gekry het en hy ook dit daar spesifiek hy en Marco was saam daar gewees en ek het lekker met beide gesels en Jeff het gesê ook hy besef dit dat hy hier tussen groot manne is en dat Loftus tradisioneel die slotfabriek van Suid-Afrika is en dat hy sal met step up as hy daai trui wil behou. Dis ook terwyl ek daarvan praat vir my interessant dat Jake in die perskonferensie baie daarvan gepraat het oor die rotasiebeginsel, maar ook oor dat daar ander potensiële spelers is en die volgende gesê het, gaan 'n parafrase gebruik daarvan. The guys have to hang on to their shirts. Dis 'n baie belangrike ding daai. Dis altyd wat Jake wou hê. Jy sal onthou MW so 'n jaar of wat gelede het Jake daarvan gepraat. Hy sê en eintlik toe Jake ook by die Bulls uitgekom het hier in 2020, het hy gesê luister kerels, hierdie klub is 'n trotse rugbyklub. Jy moet weer kan speel en wil speel vir daai Barberton Daisy op jou bors, vir die Bulls brand en dis wat hy besig is om te doen. En dis lekker om te sien hierdie jong ouens kom weer. Ja, is interessant van JF, jy weet hy was op pad Frankryk toe verlede jaar. Jake het ons eendag gepraat daaroor langs die veld. Hy was half bietjie ongelukkig daaroor dat hierdie ouens die aanbod probeer maak het en JF het toe besluit om te bly. Is interessant, maar wat vir my meer interessant was is dat Jake het baie keer gesê JF het die lynstander geroep die laaste ruk en nou is Roan terug en Roan gaan die lynstander roep, maar meer belangrik, Roan is op nommer 4 slot. En meer ek nou kyk na hierdie hele storie van 4 en 5 slotte, dis nie meer Bakkies Botha, Victor Matfield ding nie. Kyk op die skrams ook. Nou, kyk watter kant van die veld skram hulle, dan sien jy die 4 en die 5 slotte ruil om. Dit is nie regtig meer 'n kwessie van 'n enforcer en 'n slim ou soos Victor Matfield nie. Hulle is albei ewe goed, albei is ewe fisiek. En ek dink Jake is nie die minste gepla om vir Roan Orkie op 4 te kies nie. Ek moet sê vir my was dit die ding wat my aandag die meeste getrek het daar. Laasweek het ons gesien Reinhard Ludwig ook 4 gespeel. Hy's op tradisionele 5 uit laaste tyd 'n bietjie op 7 gespeel. Nou gespeel op 4. Nou dit pas in die Bulle se spel DNA in. Wat my belangrik was, die Bulle, ek het die week met Hugh Griffin gepraat daar in Engeland. Hy sê die Bulle het die beste scrum in klub rugby in die wêreld. Nie net in die URC nie, van dit is waarskynlik so. En die feit dat ons daai 2 slotte in daai ongewone posisies verminder niks aan ons skramkrag nie. Ek dink ons skrams gaan nog steeds hierdie naweek die groot dominante faktor wees, die ding wat die deurslag gaan gee. Dink jy Edinburgh het die skram om die Bulle te kan aanvat, veral ek sien Piers Koeman is op die bank hierdie week, so ek weet nie wat hulle plan met die skrams teen die Bulle nie. Wat dink jy? Ja, 'n hele paar goed wat jy daar sê wat baie belangrik is wat 'n ou bietjie moet uitlig. Kom ons staan net 'n oombliekie stil en ons het net so ons vat 'n tree terug. Ons het die wedstryd uitgesaai verlede in naweek teen Bayonne en wat my opgeval het is dat die Bulls baie goed gedoen het, nie net in die scrums nie, vir die hand liggend. Dis waar ons voorvoet besit gekry het en dis waar die agterspelers kon doen wat hulle wou, kon bal jaar waar hulle wou en dis waar ons drieë gedruk het ook. Maar 'n baie belangrike ding, dit het baie goed gegaan aan ons lyn staan. En dit is 'n baie belangrike aspek wat ons van en jy praat hier nou van die kombinasie van 4 en 5 slotte. En dis was my lekker om. Dis my goed om dit te sien. Ek is nou besig om voor te berei soos wat ek hier sit. Vanmôre is dit skole rugby wat hervat. Help mekaar teen Garsfontein en ek is daar. En dis my lekker om te sien dat daar van die seuns is wat ek nou al begin deur kry. Ek onthou hulle van hier van onder 16 tyd af wat nou begin wat tweede span gespeel het en nou is hulle in die eerste span en ek kyk altyd, ek is maar 'n ou voorspeler, ek is 'n sakker vir hulle, ek het nie 'n kuif wat ek agtertoe moet kom en gel nie, maar ek is 'n ou wat verseker sal oplet wat die voorspeler sal doen en hierdie is vir my lekker, hier is my intelligente rugby,
dat byvoorbeeld by die slotte, dat daar 'n verandering besig is om te kom, en dat dit 'n multi-skill tipe ding word, waar die slotte alles van hulle kan begin ontwikkel. En dan in dieselfde asem, onthou jy verlede week ook met Akker van der Merwe toe se stadium hier teen die lyn afgesuiker het, hy die bal in die hande gekry en hy het 'n uitstekende skop gegee. 'n goeie posisionele skop gegee. Daar was 'n oop spasie heel agter van Bayon. En Akker het die bal gekry en hulle tipies verwag, hier kom hierdie Akker, die omgekrapte vlakvark, en hier kom hy en hy sit kop neer en hy looi die bal. So daar speel uit die boks uit tipe rugby wat al hoe meer gebeur, en dis my 'n lekker ding, weer eens ek herhaal wat ek sê, ek sien dit by die skole deurkom, ek sien hulle word so afgerig by van die skole, die topskole sien jy dit, en dis lekker dat dit by klubvlak en dan hier op elite vlak ook gebeur. En dis hoekom Suid-Afrikaanse rugby, dat dit dominante rugby word wêreld. Wel, jy het my nog nie geantwoord oor Piers Koeman nie, is jy bang? Is jy bang om oor Piers Koeman te praat? Nee. Ek is nie bang. Ek dink Piers Koeman is bang. Ek dink as jy kyk, hy sê, hier kom Wilke Lou, kies by die bank, coach, kies by die bank. Ja, asseblief. En ek het ou met wat sy naam smaak spel, Morney Smith. Hy's net so, hy's ook hierdie stol donker diep water. Hy spel sy Morney anders as enige ander ou. En weet jy, dis wat vir my lekker is, en ek hou daarvan. Ek het hakker gespeel my hele lewe lank. Dis te dom om enige ander posisie in die skram te gespeel het. Maar dit was altyd vir my lekker dat dit nou ge-evolve het na hierdie tipe ding van ewe skielik het dit cool en lekker en nice geraak om voorry ou te wees, of 'n stit of 'n hakker te wees, maar die stitte kry nou aandag, en hulle word die cool mense, hulle word die cool ouens, veral omdat hulle die freaking hardste werk doen, en daar's regtig fokus op hulle, en dis tipies daai ouens wat niks vir jou sal sê nie, dis daai ou wat sal sê, kom ons praat, ons doen die praatwerk in die skram, en heel vooraan, wanneer ons daar inslaan, en wanneer ons daai kontak maak, dis wanneer ons dan begin praat, en dis is waar ons die praatwerk begin doen. So, ja, kom ons kyk wat sê Piers Koeman, geen swaalkie maak hy voor hy nie, geen swaalkie maak hy somer ook nie, so verseker. Ja, maar is interessant, dat die laaste ruk van Skotland nou eintlik ook begin, hy het ook maar op die bank begin, ek wonder of hy so 'n bietjie af is. Maar ek moet vertel vir jou, as jy weggaan van Wilke Lou of en jy loop en Morney Smith vas, dan het jou plannetjie gebackfire. Dit is maar een daai ou skrim net so goed. Maar terwyl jy nou praat van die manne wat nou so cool is, en jy's glad nie bevooroordeel sien dat jy nou haker is. Jy glad nie, Simon. Ek verstaan dit. Jy's totaal al onbevooroordeel. Ja, neutraal. 'n man wat regtig die oog vir my begin vang in terme van 'n voorry, haker en 'n stip. Jan Hendrik Wessels. En laas jaar het ons 'n paar keer sê ons klere geskeer en as op ons voorkop gegooi, want hy kan nie die bal ingooi nie, en hy kan nie dit doen nie, hy kan nie dit, maar van hy ook by die Springbokke uitraai gemaak het, hy terugkom, hy's 'n ander speler. Rassie het iets gesien in hom, Rassie het daai diamant gesien, hy het daai steenkool afgestof en hy het hom gepolish, né? Kyk daai ou, is 'n ou wat kan loskop en hakker terselfdertyd speel, en ewe goed is in altyd posisie, en hy hardloop rond as 'n losvoorspeler. Hy's vinnig, weet hy onderhouds en hy het ball skills. Dit is vir my die grootste, daai 3 wat hy gemaak het wat David Kilo op die einde van die dag gedruk het daar. Hy het almal gebol gemaak of hy die bal aangee, en hier kom hy ongehardloop, maak so lekker vreeslike windgat aangee daar. Daai ou is spesiaal. Ek sê die billette, check hom net vashou in daai ou, want regtig waar, hy's 'n ou om te dop te hou vir die toekoms, as jy my vra. Ja, verseker, hy het 'n rugby brein, en ek het totale opgestel van verlede naweek se uitsendings. En ek het onder andere oor Jan Hendrik Wessels 'n bietjie statistiek gehou. Hy het 8 keer was hy fetcher gewees, wat hy 6 van die 8 keer behoorlike fetchwerk gedoen het. Soos enige ander losvoorspeler het hy daai fetcherwerk gaan doen, en hy was suksesvol geweest. So, benewens die feit dat hy hierdie stormramlopies wat hy gedoen het, wat hy reg doen, die fetcherwerk wat hy doen, die skramwerk wat hy uitstekend doen, maar dis eintlik ongehoord dat jy dit in moderne rugby begin kry. Jy kry dit few and far between. Jy sal dit by van die All Blacks gekry het met ou rugby, en ek probeer nou vinnig uit hierdie leers in my agterkop kry van voorries wat ek gaan so ver terug soos vir te Pree, wat kon drop plays en score, wat 'n all-out speler was binne sy era. Ek dink Jan Hendrik Wessels, en ek sê dit met groot respek aan Frik,
en beide aan Jan Hendrik. In die nuwe era is Jan Hendrik Wessels besig om hierdie selfe eienskappe te begin ontwikkel. En onder Jake begin jy dit sien. Maar kom ons kyk net na die league daarvan. Jy het vir Jan Hendrik Wessels wat 'n haker is. Jy het vir Johan Grobelaar wat 'n haker is. Jy het vir Akker wat 'n haker is. So jy het klaar 3 top hakers met 'n dualistiese speler, hoor hy mooi woord, Jan Hendrik Wessels. Jan Hendrik Wessels wat loskakel, hy kan seker loskakel speel. Loskop en haker kan speel. Ja. Ja. Maar jy's onregverdig te sê dualisties. Dit beteken ek kan net 2 goed doen. Hy kan baie meer as net 2 doen. Jy moet meer hy's 'n veelsidige speler. Hy's 'n veelsidige speler. Ja, presies. Dankie. Ek voel aangespreek. Sê, ek kan net op die regte spoor hier sou en mense gaan ons uithaal. Jan Hendrik is nie dualisties, Jan Hendrik kan baie meer doen as net 2 goeders. Nee, ek spot sommer. Hy's 'n briljante speler. Ek moet sê, maar ek bietjie bekommerd oor ons skakelpaar. Ek moet vir julle sê ek is 'n baie groot ondersteuner van Keegan Johannes op 10. Ek hou van wat ek sien daarso. Ek het eendag met hom gestaan en praat ook daar by Loftus. Die eerste keer wat hy hom gekies het as 10 op die bank. Ek praat nie van daai wedstryd wat hy moes op kort kennisgewing instaan oor see toe almal voedsel gekry het nie. Maar ek hou van hom. Hy's 'n baie aangename ouetjie. Hy praat mooi, hy het 'n kop op sy skouers, jy kan sien. Ek is meer bekommerd oor Zak Burger. Hy het nou regtig nie eintlik vir my die ligte uitgeskiet laasweek nie, ook nie die week voor dit nie. Skop te ver. Maak 'n paar basiese blapse. Ons het eendag gesien daai wedstryd teen die Stormers op die DHL wat Andre Pretorius ons uitgewys het wat hy sy hande in die lug gegooi het en omgedraai het en toe druk die Stormers 3 want hy het nie gekyk wat aangaan nie. Basiese foute soos dit, né? En hierdie Edinburgh span maak jy fout, jy het 'n hele klomp Skotse internasionale spelers in daai span. As jy enigstens gaan bietjie jou oog van die bal afhaal, gaan hulle vir jou straf. Wat dink jy van Zak Burger om te begin eerder as Ambrose papier? En ek probeer glad nie vir Zak afkraak nie. Ek praat van as 'n beginspeler teenoor 'n bankspeler. Ek dink weer eens is dit 'n kwessie. Ek gaan nou praat uit Jake se mond uit of sou waarskynlik dieselfde vraag vir Jake kon vra daaroor en hy sal sê dit sal nodig wees dat Zak moet groei. Zak het 'n sekere funksie wat hoekom hy in agter hierdie pak spelers moet skoonmaak. Ek wil ook daarbey bysê en nou sukkel ek om my sin te kry daaroor want ek wil eintlik te veel daaroor sê. Ek wil ook nie 'n Zak uithaler word om te sê nie, maar ek dink daar's 'n sekere skill wat Zak het wat byvoorbeeld papier nie het. En ek benewens die rotasie wat Jake wil hê wat daar moet gebeur met sy spelers. Dink ek is horses for courses. Kom ons sê dit soos wat dis dalk horses for courses. Ek sal nie weet waaroor dit gaan nie. Ja, dis reg om te konsentreer daaroor, maar ek moet jou sê daar's 'n paar snipes wat Zak Burger ook gedoen het wat vir my my oog gevang het. Hy's 'n baie goeie speler. Dit is dalk ja, en dit is dalk hoekom Zak ook daar baie goed funksioneel sal kan wees. Ja. Daar's seker goed hy sal dalk net sekere goed net moet groter word. Nie sy hande in die lug gooi. Ja, ek heeltyd gefokus wees. Ek wonder waar Paul de Wet inpas volgende jaar, wat van die Stormers af na die bulle toe kom. Dit gaan interessant. Dit is waar ek hierdie gesprek probeer lei daar. In die sin van, ek wonder wat die plan is. Jy weet, papier is 'n tituele Springbok, hy was al Springbok, hy is weer terug in die groep. Burger is nie heeltemal daar nie, maar hy is baie goed op sy dag, en ek dink Paul de Wet kan 'n ander dimensie bring. Ek's baie nuuskierig om te sien wat die plan is daar, maar okay, dis nou vir volgende jaar se probleme. Kom ons praat nou weer oor hierdie. Ek moet jy praat oor Marco op die bank. Hy is op oomblik 'n 6 Springbok flank. Marcel begin die wedstryd, hy's nie kaptein nie. Wat dink jy die dinkwyse agter? Ek kan nie sien dat jy vir Marcel uit enige span kan haal op die oomblik nie. Ek dink op die oomblik terwyl Jasper Wiese beseer is, nou daar's 'n baie sterk saak te maak vir gee nou as slag weer vir Marcel 'n kans. Kyk wat hy kan doen. Weet, gee hom 'n kans. Ek weet nie of hy dalk op 28 gaan werk nie. Maar daar's 'n plek daar in die losvoorspelers. Nou wat dink jy van Marcel? Ek dink Marcel is in uitstekende vorm hoor. Ek dink hy's in 'n uitstekende vorm. Ek dink dit is ook een van die redes hoekom Jake hom dalk hierdie week 'n ruskanse gee. Onthou daar's VRK wedstryde wat voorlê ook. Hy wil juis daai top level van funksionering van Marcel wil hy gebruik en wil hy dalk reserveer. Hy speel in die beginspan. Ja, ek verstaan. Maar dis juis wat jy wil hê. As jy nou kyk rondom Marcel. Jy vat die druk van Marcel af. Jy kan sê wat jy wil, as jy die kapteinskap wegvat van 'n ou se posisionele spel af,
kan jy die ou geleentheid gee om 'n bietjie meer te ontspan. Ek is tog Dis eintlik ekskuus, ja, jy verstaan wat jy sê. Jy praat van kapteinskap, nie van die dis bank eintlik nie. wat Ja, ek hoor jou. nie van die bank, nee, nie van die bank nie. En terwyl, ekskuus, ek wou dit net nou gesê het, kom ons rewind net gou terug. Jy het net gepraat van die skakelpaar vir dieselfde argument oor Keegan Johannes met Pollard wat terugkom. Ek sal wil sien wat gebeur met Keegan Johannes, hoe ontwikkel hy verder. Okay, ek Ja, wil maar dit jy net het gesê hy gaan hom nie terwyl terugskryf. Hy sê van nou af is hy nee, loskakel. Hy het ja, gesê hy is 'n ja, loskakel. Ja. ja. En hy het loskakel op skool ook gespeel, vir Garsfontein as ek my nie verbeel nie. So Ja, ja. het Garsfontein Ja. ja. Nee, ek moet sê ek sien uit na die wedstryd. Ek dink dit gaan nou lekker. Ek dink die hulle gaan dit maak. Jake het vir my baie kalm gelyk vandag. Jy weet, gewoonlik kan jy kan baie in Jake se houding agterkom. Of hy bietjie gespanne is en of hy bietjie onseker is of hy was vandag baie gemaklik, baie rustig. Wat my baie interessant was, ons het nou gespot uit op die bus gesit en skit, ons kon nie die video plaas nie, ons moes so 'n prentjie plaas. Maar die punt van die saak, hulle het nou net in Edinburgh aangekom, hulle het die hele week in Frankryk in Biarritz gebly. En hulle gaan na die wedstryd terug Biarritz toe, want daar sonskyn daar, Flip van der Merwe het vir hulle alles gereël daar. Hy bly mos daar. Hulle speel op beide 'n 4G veld en op 'n grasveld, want die 4G veld hulle voorberei vir die wedstryd in Edinburgh. Volgende week speel hulle teen Munster op 'n grasveld. Hulle het daar ook voorberei. Jake lyk soos 'n jy weet, is 'n kat wat room gekry het. Alles werk mooi uit vir hulle. Dit lyk goed. Hy lyk vir my baie lekker. Ek het hom gevra spesifiek oor die beserings, hoe lyk dit? Hy is heel gemaklik. Ek het hom gevra gaan jy dit maak as jy met 5 weke oor see bly? Hy sê ja. Klomp van die spelers het hierdie week ingekom en as jy dink ons gaan dit maak, ons moet nou teen Bath gaan speel in die semifinaal teoreties, nou as hulle nie groot opskudding is en hulle verloor teen Gloucester nie. Bath onder Johan van Graan in Engeland. Na 5 weke op die pad. Dis 'n groot vraag daai, groot vraag daai, wat dink jy? Ja, verseker, dit is soos die Engelsman sê, 'n big ask. Maar ek wil terugkom na wat Jake, jy dieselfde lifestyle opgetel by Jake as wat ek gedoen het. Mense sal ook kyk wanneer hulle die video sien. Ek het spesifiek opgelet toe jy praat ook oor die beserings en ons het al op hierdie kanaal 'n paar keer daaroor gepraat dat die Bulls definitief en doelbewus en hulle maak geen geheim daarvan nie. Nie 'n gereelde terugvoer gee oor wat is besig om te gebeur met die beserings en hoe wat en waar gebeur oor die beserings nie. Toevallig net genoem dat Kane moeilik is en dat daar 'n scare was soos Jake gesê het oor sy harsingsskudding diagnosering en sonder om verder uit te brei. So dis my goed om dit te sien en dis vir my goed om te sien veral van Jake se kant af dat hy in beheer bly daarvan. Hy gaan hom nie self laat uitraak. Kyk Jake, he's been around the corner and around the bush many times. Is 'n ou jakkals en hy weet hoe hy het oral in die wêreld afgerig. Hy is nie van selfsprekend, kom ek gebruik daai uitdrukking. 2007 wêreldkampioen rugby afrig. Om dowe neute nie, ja. Om dowe neute nie. En direk daarna gegaan en vasgesit het vir verskeie redes met die suits, die manne met die suits en dan doeteenvoudig net gegaan het en gaan sê het, ek is Jake White, ek kan dit beter doen, ek het iets in my wat ek kan bydra. Dis my lekker om te sien dat Jake die jare wat ek hom nou al dopgehou het, vandat ek hom leer ken het as afrigter, dat dit kom ook met ouderdom, dat daar's vir my so 'n ou rooiwyn tipe manier hoe Jake met sy spelers begin werk. Hy stel jou los dat jy vra en goed sê en hy raak nie opgewonde daaroor nie. Daar's sekere goed wat jy nie sy knoppies moet druk nie en dis soos enige ander mens, soos enige ander professionele afrigter, soos enige ander professionele mens ook. Maar dat hy in beheer is en dat hy opvallend vir my ook elke keer sê MW, veral na die twee onderskeidende vrae wat ek en jy gevra het, wat jy gevra het oor die beserings en ek wat gepraat het oor die laaste paar minute se besluite van die Bulls verlede naweek om die bal weg te skop, nie om die bal te behou nie, terwyl jy weer weet dat jou opponente is besig om regtig momentum op te tel. Daai beheer wat Jake daaroor gepraat het. Koel en kalm verduidelik het oor die vraag wat ek hom gevra het daaroor. Ons het daaroor gepraat, ek haal nou vir Jake aan. Ons het daaroor gepraat, ek het met die spelers daaroor gepraat. Ek het vir hulle verduidelik wat die nodigheid daarvan in is en hulle verstaan dit. En ek kan jou verseker, Jake sal nie 'n donder en bliksem houding gehad het met hulle daaroor
om na die tyd vir hulle dit te verduidelik, sê, jy doen dit nie. Hy sê gesê, kom ons praat daaroor, kom ons doen dit op, verduidelik julle vir my, hoe julle die besluit op die veld geneem. Dit is altyd wat Jake ook sê, die spelers moet die besluit neem, daar's 'n gesamentlike poging, maar die spelers moet die besluit neem. So, ja, hier is vir my 'n groot rustigheid oor die Bulls, maar hier is ook vir my 'n ander dringendheid. En ander ding ook wat opval by Jake. Jy sal dit ook onthou, ek en jy het, wanneer Jake hier is, het ons 'n paar keer ook al met hom gepraat, is oor die aan die slaap raak van die Bulls hier in die laaste 10 minute. En op 'n stadium nou, wanneer die Bulls wegspeel, gebeur dit bitter min dat die Bulls aan die slaap raak. En daar's iets besig om te gebeur. Ja, hulle werk daar, ek moet sê, dis myself hierso beter, maar wat my nog opvallend was die laaste tyd is die Bulle is nie baie gelukkig om op lofte te speel deesdae nie. Jy weet hulle, ek dink ons baie daaroor gepraat, die druk is dalk te veel. Hulle doen baie goed oor weg van die huis af en ek dink dis wat ook gaan goed wees hierso. Maar moenie worry nie, ons het dit uitgesort. Harry het vir my 'n mooi prentjie gemaak en noem ons Loftus Don Quixote, gaan dit op die skerm sit dat die mense kan saam lag. Ja, sit dit op. Wat ek die DJ gestorm geloop het, so hopelik gaan dit nou beter daar met die Bulle. Ek spot net mense. Dit is my baie lekker om so te gesels, ek waardeer dit. So ja nee, ek moet sê die Bulle lyk goed. Wat dink jy gaan gebeur? Dink jy die Bulle gaan dit kan deurtrek? Ja, verseker, hierdie ene behoort, as die Bulle dit nie deurtrek nie, hulle die basis. Ek het in ons joernaalprogram, Radio Rugby se joernaalprogram ook die vergelyking gemaak. Dis die ander ding wat ek wil van praat. Een van ons kollegas het gevra daaroor en gesê dat beide Everett en Jake mekaar goed genoeg ken. Ons ken die geskiedenis in 2013 al begin waar hulle mekaar geleer ken het en Jake wat vir Sean Everett in 22 soort van 'n lifeline gegee het hoe Sean weggejaag is by die Sharks, daar's geen ander woord om dit te sê nie. En hoe hulle mekaar ken en ek het daarvan melding gemaak in die joernaalprogram, maar ek het dit ook opgetel dat ander joernaliste ook amper groot gewag daarvan wil begin maak. En as jy kyk in die video wanneer Jake daaroor praat, dan soort van hy erken dit, maar hy maak geen groot storie daarvan. Hy sê hy praat daaroor asof dit normaal is. Ja, ek ken hom waarskynlik beter as enige ander Afrikaner. Ek het saam met hom gewerk, maar ek lees nie te veel daarin. Dis nou wat Jake gesê het. So ek dink die druk is eerder groter op Edinburgh. Hulle is plaaslik en hulle gaan 'n baie partisanse ondersteuningsgroep daar hê. Waarskynlik nie so op dieselfde vlak as wat die Franse was nie, maar die Skotte gaan van die letterlik met enigiets kom van die veld en op die veld af, dit kan jy verseker weet. Maar ek dink dit was goed vir die Bulls om deur daai vuurdoop te gegaan het verlede naweek by die Franse. En om dit te ervaar en dat dit net nog 'n wedstryd is wat dit dan betref. En dan dat die Bulls ook teen alle verwagting in vir Bayonne wat 4de in die top 14 lê, behoorlik af te draf, 10 punte mee te wen. En dit sê baie. So dit sê baie vir die selfvertroue daarvan. Nou wil ek gou terugkom na Everett toe. Hoekom dink ek die druk is op hom? Hy wil graag ook in die geleedere wees van die moderne afrigters wat erken word, veral in Europa, wat erken word as 'n leidende afrigter, as 'n goeie afrigter. Hy wil graag 'n legacy daar stel vir Edinburgh en daaroor sal hy wil deurgaan. Hy sal die Bulls wil wen en wil deurgaan en die trofee wil kry. Hy weet ook hy speel teen 'n afrigter wat dit al reg gekry het met Montpellier om die EPCR trofee te kry. So al daai faktore is dalk in die agterkop van 'n ou soos Sean Everett. En die ou wat dit die beste gaan verwerk as afrigter, as hoofafrigter, gaan dit makliker deurbreek na die spelers toe. Ek het ook daai vraag vir Jake gevra. En hy het gesê hy werk daaraan ook spesifiek. Dit wat Jake White opgetel het, dit wat hy van ervaring gekry het met jare saam en veral ook omdat hy saam met Montpellier die EPCR titel gekry het, dat daardie ervaring sal afskuif na die spelers toe en hulle rustigheid sal gee. Maar selfvertroue ook sal gee om dan te kan wen. So ek meen
Die Bulls het 'n guldige geleentheid môre om geskiedenis te maak en deur te dra na halfeindstryd toe. Nou, net so ter afsluiting, natuurlik volgende naweek speel dit Bulle teen Munster en Munster het laasweek 'n bietjie van 'n opskudding veroorsaak deur La Rochelle te klop. Nou La Rochelle het al hoeveel keer die kampioenskapbeker gewen, maar hierdie jaar is hulle nie so kry nie. Hulle het 8 in 'n ry of 9 in 'n ry nou al verloor. Maar nog steeds, hulle het gewen met 'n skepskop. So die Bulle se manne happy maak daar. En so dit gaan 'n moeilike wedstryd wees, maar die naweek speel hulle teen Bordeaux. Nou Bordeaux is die nommer 2 span in Frankryk, net agter Toulouse. En ons weet self, weet al daai manne wat Louis Bielbiaré en Damien Penaud wat op hulle is almal speel vir Bordeaux. So dis 'n great span. So of minstens nou Ja, die nog genoeg in die tank gaan oor en na hierdie wonderlike moeilike wedstryd. Volgende naweek is 'n oop vraag. Maar vir my die naweek se wedstryd, die wedstryd van die naweek, boonbehalwe nou die Bulle se wedstryd, gaan wees vanaand. Glasgow teen Leinster in ja, Leinster. ja, Kan jy jou ja. indink? Die URC kampioene teen waarskynlik die beste klub rugby span in die wêreld. Glasgow het blykbaar 'n hele paar beserings, maar ek sê eintlik, kom ons noem dit maar, dit is Franco Smit en Jacques Nienaber, né? Wie is die volgende Ja, afrigter? absoluut. Ja, kom speel duiwels advokaat. Nee, maar regtig, ek het my wekker en alles gestel, my DStv is geprogrammeer, is reg. My sitplek gaan reg wees. Ek het 'n hele paar koelers wat ek daar gaan inspan. So ek kan nie wag vir daai wedstryd ook. Ja, ek dink Leinster gaan net te goed wees. Ek dink Glasgow het te veel beserings. En dieselfde vraag wat ek nou vir jou vra het, gaan hulle ook 'n hangover hê daai oor 2 weke? Gaan hulle genoeg spelers oor hê? Jy weet Denko Venter is nou vir 6 weke geskort oor hy gaan staan en iemand se oog gekrap het daar in die wedstryd teen Leicester Tigers. Hulle het klaar 'n klomp beserings so. En Jake het natuurlik met hy laas jaar in die eindstryd. Hoe was Jake ongelukkig wat Jake gewees en hy het gesê as hulle hierdie jaar in Glasgow gaan speel, gaan die bordjies verhang word. Hy gaan kom wraak neem. Nou ja, hy het groot gewag gemaak daarvan. Ek sien uit na daai wedstryd. Dis oor 2 weke. So die Bulle het nie 'n maklike vakansietjie daaroor see nie. Dis harde werk hoor. Ek moet sê, maar ek dink as jy is opgewas. Ek sien uit om te sien waarmee hulle gaan terugkom. Gaan hulle terugkom in 'n semifinaal? Kan hulle die uitdagbeker wen? Kan hulle die URC tot op die einde toe gaan? Ek dink hulle kan. Ek dink hulle kan as hulle kaart reg speel. Dinge begin mooi in mekaar loop, uit die kaarte begin regval, spelers kom terug. Ek's positief, wat dink jy? Ja, verseker. Ek dink ook die groep, die uitgebreide groep, die keuses wat Jake het, word al hoe beter. En die manne leer mekaar se spel ken. Dis wat vir my lekker is. Dit is my goed om dit te sien. Hulle begin gel. Jy kan sê wat jy wil. Die beste provinsiale spanne in die geskiedenis is die ouens wat saam gespeel het. Die Bakkies Botha, Pierre Spies, hulle daai era se spelers. Hoekom het hulle goed gefunksioneer? Hoekom het hulle Super Rugby begin domineer? Hoekom hulle 3 keer Super Rugby kampioene geword? Omdat hulle onder andere nie net dat hulle baie goed afgerig was nie, maar dat die spelers mekaar begin verstaan het en dat die spelers onoorwinnelik begin word het, onoorwonne in hulle koppe begin word het vir hulle self. En as span dit begin besluit. En daai is 'n baie belangrike faktor. Ja. Dis 'n ander faktor wat ons nie ander faktor wat ons nie moet vergeet nie voordat ons afsluit is die Franse invloed, want die Franse is in die middel van die veld. Brousset, Ramos, Brali en Trainini, hulle gaan die kitaar slaan en sê wie wat en waar. So, baie vinnig sal die Bulls moet leer wat, en ek onthou vir Brousset is nie 'n maklike ou nie. Hy is by die afbreekpunte hy is sekondes op die afbreekpunte. So Bulls sal moet aangeskakel wees wat die skeieregter aan betref. En ja, kom ons hoop dat die skeieregter eintlik verdwyn in die wedstryd, skeieregters verdwyn in die wedstryd en dat ons behoorlike rugby sien. Ja, ek het baie gehou van Ridley verlede week uit. Geluister by die ouers op die televisie skeieregter sê gehad het en sê okay, maar ek sien net nie so nie, ek maak die besluit. En dit sien nie baie min deesdae. Die ou op die veld is te bang om 'n besluit te neem. Hy los alles oor in die hande van die ouens agter die kamera. So dit is nie vir lekker nie. So hooplik het hulle nie te groot rol te speel hierso nie, maar die Bulle is dan ervare genoeg om dit te kan doen, ek moet sê. Dankie Simon, dit was lekker. Dankie en weer, altyd lekker. Hoogtyd gewees, is lekker gesels. Dankie vir ons intekenare. Asseblief druk hy like knoppie, smaak knoppie, daai knoppie. En dankie dat julle ons volg. Okay Simon. Waar het jy groot geword? Okay. In die Laagveld.
Net so van ons by Jas, ek het nou net met Toeks Kotse gepraat, een van julle mede-kommentators, waar sy liefde vir rugby kommentaar vandaan gekom het. Ek gaan binnekort met jou ook gesels, dat mense nou kan agterkom wat jou storie nou eintlik is, want jy's so Harry Jones, jy's baie geheimsinnig. 'n bietjie daaroor gesels en dan gaan 'n bietjie met Johan Pretorius en Edwin ook gesels so oor 'n rukkie. Dat gaan gekyk daarna, dit mense moet uitkyk daarna. So, dankie vir Simon, lekker naweek, lekker uitsaai, maar nou nie te ver hardloop of te veel fietsry nie. Mense het net soveel myle in jou lyf. En nou gebruik jy alles op en dan wat gaan jy dan doen? Dankie en weer wiele is rond, wiele is voorheen uitgevind en dis hoekom ons hom ry en doen. Ja, maar wielwerk beter met 'n engine as met 'n trap, man. Dis is dit. Solank jy net nie 'n Land Rover het nie. Ek het 'n Land Rover, man. Poker op. Sorry. Hey, lekker dag. Goed dag, sê goed jou. Dis die Afvat Rugby Podcast